Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstuk in die Nieuwe Testament lees met die doel om ons Christen te vernuwe en te versterk op 'n dagelijkse basis. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofstuk 16 en die opskrif lees: Paulus groet sy medegelowiges in Rome. Ons suster Phoebe sal julle binnekort besoek. Ek beveel haar sterk by julle aan. Sy doen dienswerk in die gemeente van Kenegria. Ontvang haar by julle op 'n manier wat by Christene pas. Wees vir haar beskikbaar en help haar in alles wat sy dalk nodig kry. Sy is 'n staatmaker wat al baie gelowiges ondersteun het, ook vir my. Groete vir Priscilla en Aquila. Hulle was my medewerkers in Christus Jesus se diens. Wat meer is, hulle het hulle lewens vir my op die spel geplaas. Dis nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat in hulle huis bymekaar kom. Groete vir my liewe vriend Epitenes. Hy was die heel eerste persoon in die Romeinse provinsie Asië wat tot die Christelike geloof gekom het. Groete vir Maria wat so hard in julle belang gewerk het. Groete ook vir Andronicus en Junia, my mede-Jode, wat saam met my in die tronk was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en was reeds voor my Christene. Gee ook my groete aan Ampliatus, my liewe Christenvriend. Groete ook vir Urbanus, ons medewerker in diens van Christus, en my liewe vriend Stachys. Groete aan Apelles, beproefde Christen wat hy is. Groete aan die lede van die huis van Aristobulus. Groete ook vir Herodien, my mede-Jood. Groete aan die Christene uit die huis van Narcissus. Groete aan Tryphena en Tryphosa, ywerige werkers vir die Here, en aan ons liewe Persis, wat so hard vir die Here gewerk het. Groete vir Rufus, uitverkorene van die Here, en sy ma wat ook vir my 'n ma was. Dra ook my groete oor aan Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en die broers en susters daar by julle. My groete ook aan Philogus en Julia, Nereus en sy suster, as ook Olympas en al die ander gelowiges wat by hulle is. Groet mekaar met die soen van Christelike liefde. Al die Christen gemeente stuur vir julle groete. Nog 'n laaste beroep op julle, liewe broers en susters. Wees op die uitkyk vir mense wat verdeeldheid veroorsaak en Christene se geloof ondergrawe deur dinge te verkondig wat bots met dit wat julle geleer het. Vermy hulle. Sulke mense dien nie vir Christus ons Here nie, maar hulle eie persoonlike belange. Deur hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle naïewe mense. Almal weet egter van julle gehoorsaamheid aan die goeie nuus. Ek verheug my oor julle en ek wil graag hê dat julle duidelik sal besef wat goed is en dat julle nie slim sal wees wat die verkeerde betref nie. Die God van vrede sal die Satan binnekort onder julle voete verpletter. Mag die onverdiende goedheid van ons Here Jesus met julle wees. Timotheus, my medewerker, en Lucius, Jason en Sosipater, my volksgenote, stuur vir julle groete. Ek, Tertius, wat hierdie brief as 'n mede-Christen neergeskryf het, stuur ook vir julle groete. Gaius sê ook vir julle groete. Hy is my gasheer en hy stel ook sy huis vir die hele gemeente beskikbaar. Erastus, die stadstesourier, stuur vir julle sy groete. Ook ons broer Quartus. God is magtig om julle te laat vasstaan volgens die goeie nuus aangaande Jesus Christus wat ek verkondig en ook volgens die plan wat God nou bekend gestel het. Hierdie plan het eeuwenlang geheim gebly, maar is nou onthul, soos deur die profete voorspel en in opdrag van die ewige God word dit aan alle volke bekend gemaak, sodat hulle kan glo en die goeie nuus kan gehoorsaam. Aan die God wat enkel en alleen die ware wysheid is, kom die heerlikheid toe, deur Jesus Christus, vir altyd en altyd. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.